UFC 301. Kan ons sommer net so deur het. Ja, ek dink dis ook maar 'n vinnige enetjie. Deur het hardloop. Ek het mos nou 2 uur opgestaan soos 'n eystertjie, terwyl jy lekker Terwyl ek nie 2 uur opgestaan het. rondgerol het. Weet nie waar jy geslaap het en by wie nie, maar ek los daai Ek sal maar ook nooit weet nie. van die kamera af. Okay, die opening fight, Close en Silva, ek het nie ge-worry daaroor nie. Daai Jacob Silva, By die prelims. ja, dis die early prelims. Ja. Anyway, ek wil nie veel daaroor sê nie. Toe fight daar Elvis Brenner teen Mick Tikibek Oralby. Maar Dis die. Nou net ook dink ek kan nie erger raak nie. ja, toe raak dit baie erger. Meet die bek. Maar die cool ding is Elvis Brenner of wat ook al is van hy Chuti kickboxing saam met Charles Oliveira. So hy train saam met hom, so jy weet al klaar, daai man 'n fight en hulle throw down en hulle staf en hulle hou nie op nie. Hulle het mos daai tipe gees in die gym. So ek het geweet hy gaan goed wees en hy fight teen hierdie Mick Tikibek wat ook al Oralby. Dit ek het gelag jong. Ek weet niemand van ons kan ons nou help ons lykie, maar ek dink hy's legit soos 'n Mongolian. Soos jy weet mos daai hy lyk soos daai Bobby Lee. Jy weet mos daai Chinese ouetjie wat so snaaks is, wat so gaan, "Hi, I'm Bobby Lee." Wat sy oë so gekruis is. Ja. Maar die ouetjie is lekker gebou en hy lyk kwaai en hy fight gevaarlik en alles. En hy het 1 los, soos hy het 1 los en 1 draw of no contest of wat ook al, maar dude, daai flippin ou is 'n masjien, heerlikheid. Hy het vir Brenner ge-outstrike op die voete, en dan vat hy hom nog, hy mix sy takedowns en sy strikes, dit is soos jy's in 'n maler, dis oor en oor en oor, daai arme man, soos, dit voel net Brenner is ge-outclass orals, en soos bloody cool, ek het geen pyne met niks nie. In die tweede ronde, toe slat hy daai Brenner so hard, dat daai man val so rond, en hy's van balans af en goed, daar tackle hy die ou grond, toe nou dink ek jou idiot, flippin, jy het hom op skates, soos knock hom uit, daar loop Russie ou op die grond, en hy stoei met hom, so hy het maar nog 'n bietjie experience nodig. Weer op die voete, weer bas hy hom, weer vat hy hom grond toe choke hy man amper vir Oralby uit, toe het hy hom hier in 'n guillotine en goeders, en toe rus hy, en vir die res van die fight, wil hy aan mekaar grond toe, soos, hou op om die man grond toe te fight, jy het 'n clear advantage in die striking, hy's moeg, die ou is 'n flippin Brazilian Jiu-Jitsu black belt van 'n gevaarlike gym, waarvoor wil jy loop mors met hom op die grond, as jy die advantage op die voete het? Ek meen, daai ou het nie 'n kat se kans meer op die voete gestaan nie, ek meen, hy het gewabbel met elke solid hou wat hy inkry, maar op die grond kan hy jou uitchoke, en daai man gaan net grond toe. Hy vat maar die kans. Dit het my kwaad, en later het Faber vir hom gesê, daai Uriah Faber, toe sê hy vir hom, jy hoef nie die ou grond toe te vat, jy strike met hom as jy met hom kan strike, nee, want daai man luister nie. Maar toe die ouetjie nogals goed gedoen, hy het al 3 rondes deurgegaan, hy het verloor met punte, maar ek dink hy kan trots wees. Okay, maar Oralby het gewen. Oralby het gewen, dominant fashion. Dan was daar 'n fight gewees, ek wil nie te veel sê oor die fight, die vader Jinky, skrik Tilden wakker hier agter die kamera, of nie, daar is hy weer weg. Karolina Kowalkiewicz teen van die name. Yasmin Lucindo. Maar maak nie saak, Carolina is soos Polish of wat ook al. Dit lyk my haar trainer is daai Brazilian ou wat in Brazil is, wat klomp van die ander ouens getrain het, en Lucinda nou wat ook al is van Brazil. Maar al wat vir my significant van hierdie fight was, is Lucindo, die Brazilian chickie,
is die jongste active fighter op die hele UFC roster, die hele jongste female fighter. Sy's 22 jaar oud en hierdie Carolina is 38 jaar oud. Ja. So hulle het 'n 16 jaar age gap. Ja. Dude, daai vrou was graad 10 of standaard 8. Toe word die ander enetjie gebore daai iewers in Brazil. Dis crazy hoe hulle daai twee kan laat fight Ja, nee. teen mekaar. En obviously toe neek die kind die tannie op, soos wat verwag jy? Ja, 3 rondes decision. Ja. Okay. Sorry, ek praat nou baie want ek praat mos nou op my eie totdat jy bygekom het vir die main card. Hierdie volgende fight, Jack Shore teen Joe Anderson Brito. Dit het my opgewonde gemaak want Jack Shore is so 'n Walliese fighter. Hy het sulke Muay Thai vibes. Ek dink hy's 'n baie goeie striker. Fight ingekom 17-1. So hy het nog net een keer verloor. Ja. Toe hy verloor het, het hy gerecover, hy het 'n comeback gemaak, hy het gewen, hy's nou weer op die regte pad. Ek kan nie onthou of hy 'n white change gemaak het of wat nie, maar jy weet mos altyd as fighters verloor, Ja. maak hulle klomp groot adjustments en hulle kom gewoonlik beter aan 'n kant uit as hulle mentality reg is. Yes. Hierdie Brito is 'n Brazilian fighter. Dude, daai ding lyk soos 'n moordenaar. Soos hy is stewig. Hy lyk klipsteenhard. Hy het so 'n stewige dik nek, dik jaw. Ja. Alles lyk net so hard en hy's gespierd. Hy's nie overly gespierd soos Paulo Costa Ja. wat ek. Hy het net so 'n sterk, harde, gespierde bil. Dit voel dis soos 'n flippin muur as jy hom kyk en hy's vol tattoos. Hy lyk soos 'n blerrie gangster of 'n ding. Klomp verskillende tattoos met 'n massive shark op sy rug. Okay. Hulle vra nog wat sal hy Tabitha Rikki of wat daai baby shark girl wat sal sy sê lyk want dit. hy die daddy shark op sy rug. Maar hoekom hy my aandag getrek het is hulle sê jy weet hoe 'n groot fan is ek van Diego Lopez van Mexico. Daai ou wat met daai wille perd haarstyl. Nou hy het in Dana White Contender Series het hy vir Lopez gewen in hulle fights. Ek dink dit was 'n decision. Ek dink nou nie dit was 'n knockout nie, Ja. maar hy het hom gewen. So dit sê onmiddellik vir my plakskot al hierdie ou is diep gevaarlik. Wow. En toe hy teen Jack Shore begin fight, my maat, daai ding is so aggressief soos 'n flippin Rottweiler wat op tik is of iets. Soos hy het geen vrees nie. Hy kom vorentoe as hy slaan, hy slat, hy skop hy leg kicks. Dit lyk hy worry nie of hy sy eie been breek skop teen daai man se been. Hy worry nie of hy check nie. Hy skop viciously daai Jack Shore se been. En daai Jack is so omkant gevang want hulle sê hy weet daai ou se power is so groot soos as hy nader kom, maar flipping keer Jack Ja. want hy weet dis een shot dan sit verby. Dan blaas hy man sy been. En die eerste ronde was verby. Toe staan hy man Jack Shore se linkerbeen hier by sy kuit in die bokant. Dis opgeswel, soos jy kan sien, daai been is styf. Dis eintlik hard soos hy bloed in die goed opgeswel het. Ja. En in die tweede ronde, toe skop hy man hom weer met 'n leg, maar hy probeer 'n check. Hy draai so af en toe skuins. Skalk hy skop hy been op hy swelsel. En ewe skielik, toe sit net toe sit amper asof dit pop. Soos daai pressure moes iewers heen gaan want hy word mos nou gehammer met daai ander man se voet. Toe dit lyk letterlik asof iemand 'n 9mm gevat het en 'n gat in daai man se been geskiet het. Toe hey baba, vader, loop sy as stert vat amper die mikrofoon saam. Toe stop die ref eers dat die ek weet nie of dit aan die einde van die tweede is of halfpad in of wat die stop die ref dat dokter moet kom kyk. Daai dokter druk sy vinger in daai gat in. Dit lyk hy haal die twee spiere so uitmekaar uit, maar daai bloed loop jong van daai man. Sy hele been is net 'n bloed. En toe sê die dokter stop die fight, hy kan nie so ver. Ek weet nou nie hoekom nie. Dit is nou nie asof dit sy oë geplaas het. Ek het gehoor toe die main card begin, toe sê hulle dat hulle vermoed hy het sy been gebreek. Sjoe. O ja, dit kan seker wees. So ek weet nie, ek het nou net gehoor hulle praat. Ek dink hulle het nie want daai
Jack Shore of wat het nog alright vir my geloop. Hy het nie geloop soos een wat sy been af is nie, maar ek wil nie vir 'n hel fight as my flip en been 'n gat in dit in die bloed bedrup daar uit en ek meen sy been is klaar compromise. So daai ou gaan ons maar net nog skop. So net erger raak. Fair stoppage gewees. Ja, wat. Okay, en nou is jy by. Ek tog ek is nog hier die hele tyd. Nee, nou is jy met ons. Jy het mos aan 4 of jy het net so, hoe laat het jy? Ek het mos daar hierdie gesien, ja. Die main card. So die eerste fight was middleweight, Paul Craig teen Caio. Waarom sy naam reg sê? Paul Craig. Of kan jy nie Scottish praat nie? Nee, wat? Ek sê dit ook seker nie reg nie. Paul Craig. Whatever. Dit klink maar soos hoe ek het gesê. Nee, jy het dit gesê soos 'n Namagolandse boer. Craig. En Caio Borralho. Ja. Het was ook is 'n knockout geweest. Tweede ronde. Vieslike knockout. 2 minute 10 sekondes vir Borralho. Ja, jy het hom reg gehad. Ek het gedink Paul gaan wen. Ja, ek kan onthou ek het gesê ja, hier was die predictions al deur mekaar gewees. Maar ja, hoe voel jy oor die fight? Wat het jy gesien? Ek het nou so baie gepraat. Ja, dit was kwaai geweest. Dit Borralho het nou geknockout. So dit was en hy lyk goed. Hy lyk so man wat ons kan dophou. Ja, as jy veel om te sê seker uit, maar net vir hom gewen, fair and square. Ek kan natuurlik 'n eiertjie lê. Ja, of course. Paul Craig lyk goed en hy lyk flippend goed. Ek like sy mentality, sy preparation, sy mindset, alles is kwaai. Dit voel vir my Paul Craig is 'n man en die ander ou is 'n kind. Al is die ou getroud met 'n kind, maar hy act soos 'n blerrie kind. Hy hol daar rond en gil en fighting nerd en sit daai brilletjies op. Hy lyk hom soos 'n amper sê ek poepel as hy brilletjies op het. Maar dude, daai hele fighting nerds lab, dis dan vir my die stupidste naam wat jy kan. 'n Klomp nerds. Anyway, miskien is daar mense wat aanklank vind daar, maar dit lyk aan vir my stupid as hierdie fris ouens nou hierdie ou brilletjie opsit met die tape op en het hulle vir DC 'n fighting nerd. Dit was nogal snaaks geweest. Sy kop is te dik, dit pas nie op sy kop kan ja. Maar anyway, so ek hou baie meer van Paul Craig, maar Paul Craig het nog baie om te leer wat striking betref. Ek meen, daai man het 0 head movement. Hy staan so. Daai nek is stokstyf en geskop heeltyd. Ja, en hy beweeg nie. Hy beweeg vorentoe, hy beweeg, maar jy sien nie upper body movement terug nie. Sy flippin ken staan soos Paddy Pimblett. Dit lyk soos 'n lamppaal in 'n storm, soos enige ding kan vaswaai in dit. En dis presies wat gebeur het. Daai Caio of wat ook al het vir hom aan mekaar gekonnekt en daai finishing sequence teen die drade of teen die octagon, teen die cage. Ja. Jy's hy Paul Craig se kakebeen lê so oop vir daai houe om te val. Soos hy moet regtig waar ons leer mos in boksing. Jy staan nie so nie. Jy tak jou chin. Dis amper asof jy moet 'n balletjie soos 'n tennisbal vat en hom maar vasknyp en dan maak jy toe. Want ek meen hierdie is die knockout. Dis die knoppie wat jou afsit, so jy moet hom beskerm. Paddy Pimblett wat so staan en wil fight en Paul Craig wat ook so met 'n regop nekkie. Nou ek verstaan in MMA kan jy nie te veel head movement hê wat daar kom leg kicks ook, soos Oesman wat die punch wil slip en toe slip hy in 'n skop in, maar jy kan nog steeds jou hande saam beweeg, verstaan jy, en doen iets. Jy kan nie net daar staan met jou vet kop en dit kan raak geslaan word. Sorry, ek klink nou baie krities, ek probeer dit net verduidelik soos wat ek dit verstaan. Maar as ek nou die ander ou kan kritiseer, ek wat mos nou self 'n world champion UFC fighter al was in my karier, sarkasties bedoel, ek is nou soos die ou wat popcorn vreet en met my bierpens en sê, ek sal hy ook gewen. Maar wat ek ook nie van daai Caio of Borralho of wat ook al hou nie, hy voel vir my amper hy's
sy voorvoet is ver uit en dit voel amper hy lean terug. Soos tot die houe wat hy slaan, kom hy so snaaks in. Dit voel, dis nie die regte angle om offensively te fight nie. Hy's aggressief. Hy kom vorentoe en slaan, maar gewoonlik ouens wat baie lank is, wat soos van die langstes in hulle division is, hulle kan 'n bietjie terug lê om verstaan jy, die houe te dodge. En dis ook gevaarlik, want die ou kom in met 'n double jab of met 'n double jab en 'n cross, dan vang hy jou. So om terug te leun is nie altyd die beste tegniek nie, maar hy was, ek dink amper kleiner as Paul Craig gewees, en hy het so 'n snaakse agtertoe. So hy steel so baie, ek meen as ek hier staan, maar my boude sit vas op die stoel, dan kan ek daar gaan en ek is amper by jou. So hy vreet so baie van sy eie distance op. Maar hy het die job gedoen en hy het goed gelyk so. Dis dan maar hoe hy seker maar gemaklik voel. Dit is maar hoe dit is. Miskien later sal hy ja, maar obviously hy's 'n nerd. Wat weet hy van die klomp fighting nerds leer om so verkeerd te byt. Miskien gaan hy na 'n chutti box ding toe en dan sal hy lekker. Ja, sy nog gevaarliker. Ja, flip, dan sal hy gevaarlik wees. Okay, volgende ook middleweight. Michel Pereira teen Ihor Potieria. Eerste ronde 54 sekondes. Submission. Ja, daai was seker sorry, ek speel nie op my foon nie. Ek wil ook kyk of ek by die UFC kan sien wie performances en wat gekry, want hierdie ding kan dalk die performance of the night wees. Dis definitief nie die fight of the night nie, want dit was amper nie 'n fight nie. Ja. Maar ran ons gou through, wat het jy? Ja, dit is maar vinnig, soos jy sê, soos ek sê 54 sekondes. Potieria het gelyk hy wil fight. Hy was redelik confident en toe het Pereira hy het hom geslaan, dat hy omval, knockdown. Ja. Toe kom hy in en hy wil nou keer en wat en toe staan Pereira net terug en toe doen hy draai sommer om met sy rug na hom toe hy doen 'n backflip op hom. Maar hy moet mos altyd iets snaaks doen. Ek het nog gesê hy moet iets snaaks doen, so spinning knee, flying back knee of wat ook al. 'n roundhouse knee. Ja, iets flying iets weird, want jy kan enigiets van daai man verwag. En toe val hy daar op hom en hulle is daar in die scramble en goed, toe het hom nog half met sy knie in sy gesig geval. Dit was amper, was dit 'n nou contest ja, want geweest. hulle nou gesê dit sal illegal gewees het, wat, maar toe sê hulle, okay, dit was nou nie so erg nie, hy het hom net so op die kant van sy gesig Ja, dit voel dit was hier gewees en dalk het dit net so gegruis, maar dit het nie gelyk, dit het hom nou gesjoek of skade gedoen of wat. Ja, en toe het hulle half daar opgestaan weer en toe het hy hom 'n ander guillotine, so 'n standing guillotine en hy trek hy man se nek smaak, hy gaan enige tyd kan jy net hier sien pop hy. Dit lyk soos 'n hyena se nek, dit kom eintlik so met 'n draai uit. Ja, en toe tap hy ou hier teen sy been en toe kom die ref nou in, hy het uit die ref inkom en hy los mos nou, toe pas hy uit. Yes. Maar dis crazy. Hy het net mooi uitgetap en toe pas hy maar in elk geval. Ja, maar dis kwaai, dis so goed soos hierdie mense wat sê nou maar bang is vir inspuitings of pyn, dan sê hy, ek gaan uitpas. Dan laat hy net kan loop sit of iemand kan hom gryp. Hy het nog getry om nie uit te pas. Hy het getap en gesê, okay, ek gee gaan nou uitpas. Jy sê, en toe, maar hy loop val so agteroor en hy lê daar en toe die ref kom, toe gaan hy so toe lyk dit sy gees wil eers uit hom uit en toe bly maar in hom en toe skrik die man wakker. Ja. Maar ja, massa exciting gewees. En by the way, hierdie fight het performance of the night en die vorige fight Paul Craig se knockout, die super nerd ouetjie. En dan die twee, daar was nog twee performance of the nights, maar dit is in die earlier prelims wat ons hier gekyk het. Okay. Maar ja, hulle sê Paul, Michel is 'n bietjie van 'n probleem. Ja, middleweight. maar het hy nie hoeka afgekom in weight of iets nie? Hy het afgegaan, ja. Ek dink dis vanaf hy afgegaan het wat hy op so 'n teer is. Hy het voor hy afgegaan het ook 'n paar gewens, maak dit my. En toe hy nou afgaan middleweight toe het hy ook nou al 3 of 4 gewens. Ja, hy sal op 'n redelike winning streak. Het hulle nie gepraat van hy het 2016 laas verloor of 2018 of nie eens verloor het, toe hy mos 'n draw moet daai
Diego Sanchez of wie ook al gehad. Seker 'n nou contest en ek sien nou staan 0 of daar staan 2 nou contest by hom. Oh, ek sal jou nou Maar ja, so hy kan dalk aanmaak. So vir Ja, ek dink sy bemalgheid is goed. Ek dink net hy moet hom hy het in 2020, nie 2006, ek kan sweer hy mense gesê 2016. Hy het in 2020 verloor teen Diego Sanchez deur 'n disqualification. So ek weet nie wat 'n flip hy daar gedoen het nie, maar daarvan af het hy nog net gewen. So hy is nou al vir 4 jaar in hoeveel fights is hy al op 'n streak. Okay, cool. Alright. So kyk wat gebeur met hom. Light heavyweight, Anthony Lionheart Smith teen Vitor Petrino. En toe niemand het gedink. Ja, Anthony voor Smith die sal feit wen het nie. ek gedink Smith gaan wen nie. Maar ek dink hy was lucky. En toe wen hy met 'n submission. Eerste ronde 2 minute. Toe het hy ook dit is ook 'n guillotine. Ja. Ja. Want die ou het hom lyk hy wil hom getake down het en toe het hy net sy kop. Hy het sy kop van mooi gekom hier in sy blad en hy druk toe nou maar en toe wil Petrino hom slam. Met hom optel en hy slam hom neer en hy hou vas. Hy het seker geweet as hy hier los is dat hy nie nog 'n kans seker nie. En hy groot ou is 'n specimen jong en hy slaat hard. Ja, en maar toe tap hy groot ou. So toe wen nou Anthony. Maar kyk, kom ek sê jou wat nê. Ek hou van hy Petrino, hy's 'n beast. Ek like hy tipe fighters. Maar en ek sou eintlik wou seker gehad het hy moet vir Smith wen. Al is Smith 'n legend, maar ek hou van Smith, maar ek sal nou nie sê ek's 'n massive fan nie. Ja. Ek hou nogals baie van sy fight breakdowns. Partykeer kom hy 'n bietjie delusional voor met sekere goeters, maar 95% van die keer is hy dead honest en hy sê 'n ding net soos wat hy is en dit maak sin. Ek moet sê ek hou eintlik daarvan om hom te luister hoe hy goed analyse, want hy doen dit baie goed. Maar so, hy kry sulke breinpoep oomblikke wat hy die weirdste goed sê soos Brandon Moreno sal vir easy uitchoke. Of verstaan jy, sulke mal goed. Maar wat hy gesê het in die postfight of voordat ons kom by wat hy gesê het, hy het damage gesit op Petrino se been met die leg kicks. Ek meen al is Petrino uitgechoke en alles, hy het weggeloop hinkerend. So ek sê nie dit sou my fight gekos het nie, maar hy het sy damage gedoen en hy het gesê hy het maar net agtergekom. Hy beplan altyd om leg kicks te doen, maar hy sê sy opponent begin doen dit voor hom en dan is hy later in die moeilikheid. So een van sy goeters wat hy nou doen, hy het nou 'n klomp mindset changes en goeters gemaak. Ek gaan nou nie in detail in dit ingaan nie, maar een van sy goeters was hy het gesê hy begin net sy leg kick game vinniger execute. Vergeet nog van timing en uitvoel, begin net onmiddellik. Hy sê want dis wat hulle met hom gedoen het en dan het hulle altyd sy bene sif geskop. So, dis wat hy gedoen het. En hoekom hy sê hy neem glad nie vir Petrino kwaadlik vir wat gebeur het nie. Almal sê Smith is 'n striker en hy kan 'n bietjie strikie, nou meer so baie nie want hy's mos maar eintlik stadig en hy het nie meer daai oomf nie. Maar hy sê sy eerste liefde, sy eerste dissipline, sy grootste dissipline alles is jiu-jitsu. Hy sê hy is trotser op sy jiu-jitsu black belt as enige accomplishment wat hy nog in sy lewe gedoen het, want jiu-jitsu is sy alles. So jy kan imagine daai ou is nie 'n aap as dit kom by grappling nie. Nou hy sê hy bedoel dit nie, hy sê windgat as hy sê there's levels to this game nie. Hy sê hy het baie meer ervaring as hierdie ou en hy sê toe die ou hom gegryp het en hy gryp sy nek. Hy sê meeste fighters begin squeeze as hy die nek het. Hy sê hy het nie begin squeeze nie want sy grip was nie reg nie. Hy sê jy squeeze eers as jou grip reg is. So toe Petrino hom gehaat het, toe hy nie gevoel daar's 'n threat nie, want meeste ouens trek hulle kop weer uit of hy slam jou neer en trek dit uit. Of soos Petrino tel jou op en gooi jou half vrek op die grond. En hy sê toe hy hom optel, ek kan nou nie onthou of dit op pad af was of ietsie, toe maak hy die laaste adjustment en toe hulle val,
toes dit te laat. Toe Petrino nou voel, o koot, my nek is nou diep in, toes dit te laat om iets te doen. So hy sê, natuurlik sal Petrino dit nie, hy sê, hy sou dit nie op 'n ander manier doen nie, hy's nog nooit defeat nie, hy's nog nooit uitgechokie, hy was nog nooit in hy situasie nie, so hoekom sal hy voel, 'n ding is nie diep in, en nie net vorentoe gaan en deur dit fight nie, want dit het nog altyd vir hom gewerk, maar nou sit hy met 'n ou wat 'n BJJ, 'n redelike, ek wil amper sê 'n master is, wat weet hoe dit werk, en hy sê, daai ou het maar nou net 'n baie waardevolle les vanaand geleer, en hy sal beter, hy sê, daai man gaan nie weer so gevang word nie, want next time as dit gebeur, gaan hy nie die ou optel in, nie aandag gee nie, dan sal hy seker nou maar die hande attack of iets soos dit. So dit maak vir my flippend sin wat Anthony Smith gesê het daarso. Ja, daar het hy nou sê, en hy 95% was hy nou daar. Ja, ja, daar was hy in die groen gewees. Okay. Go main event, bantamweight, Jose Aldo, hulle sê mens nou King of Rio, teen Jonathan Martinez. Decision vir ou Jose Aldo. So hy het gewen met 'n decision. Met sy comeback. Ek is baie trots op hom. Ja, ek is baie impressed. Ek sal nie lieg nie. Bantamweight is wat 125 pounds? Ek dink so, ja. Hy's hoe oud het nou, kan ek nie sien hoe oud is hy, maar hy seker 36 of 38 of so iets. Diep in sy 30s, ja. Nou, hy het gefight mos teen Martinez, en dit klink vir my daai Martinez, ek weet die vorige fight wat hy mos gefight het en hy bokser ouetjie, wat ek ook mos so gelike het, hy man se been afgeskop, soos laat hy die fight gestop via leg kick, 'n leg kick finish, en hulle sê daai Martinez is 'n probleem, hy's op 'n lang streak, hy hou nooit op met oefen nie, hy wil net fight, hy's gevat, bla bla bla, verstaan jy? En toe ek so na die besigheid kyk, toe dink ek, hoe koot gaan hierdie Martinez, hierdie ou man wen, maar onthou jy wat het ek vir jou gesê, as iemand kan deal met Martinez se fighting style, is dit Aldo, daai man is goed met leg kicks, so goed, en daai man, he turned back the clock, man, soos, hy was vinniger as Martinez, die way toe hy inkom, dit lyk asof hy 5 mense se energie in sy liggaam het. Sy hande kan amper nie stil staan nie, soos hy ruk van die energie, en hy's so vinnig soos 'n blerrie graaitjie, soos dis amper soos 'n slang wat daai graaitjie pik. Hy kan hom net nie vir 'n vryk raak pik, hy's te vinnig. En ek was vir 'n oomblik bekommerd oor sy boxing. Hy was baie boxing heavy. Hy het die leg kicks gecheck. Hy het af en toe self 'n leg kick gegooi, maar ek het hom nooit sien spinning back kicks, teep kicks of thrusts of head kicks. Hy het een head kick dink ek gegooi, as ek dit nie mis het nie, wat nog geland het ook. Maar hy was baie heavy op sy boxing gewees en mooi body shots geëet en alles. So ek was half bang dat hy nou nie soos Conor geraak het nadat hy vir Floyd gefight het. Toe wil hy net boks en hy vergeet hy bene nie. Ja, hy het mos nou 2 boxing fights gedoen. Ja, maar ek dink die break was briljant vir hom gewees, want hy lyk goed, jong. Dit lyk amper hy kan weer 'n run vir die title vat. Hy moet net nie weer teen Murab nie. Dit is hy moet maar net wegbly van daai mannetjie af. So well done vir die flippin' King of Rio. Ek is properly impressed met hom gewees. Ja, is 'n goeie comeback vir hom. Goed gelyk. Jebo. Okay, en dan die main event vir die Flyweight Championship, Alexandre Pantoja teen Steve Astroboy. Ja. Decision 5 rondes vir Pantoja, so hy het sy title gehou. Maar dit was nou 'n competitive fight geweest, baie close. Ek voel amper, ek wil sê, ek was reg. Ek het my geld op Usyk gesit en ek gaan nou seker spiteful klink of wat ook al, maar ek het na die tydloop dink daaroor en ek voel tog, volgens my, voel dit vir my Usyk het gewen. En hy self dink hy die bag gefumble en hy het dit net verloor, maar ek dink hy het gewen, want ons het gesê Pantoja was ronde 1, without a shadow of a doubt. 2 was close, maar dit het vir my gevoel Usyk het vir 2 gevat. 3 het Usyk vir Pantoja, 3 en 4 was vir my nie
moeilik om te ek weet nie of jy dit kan onthou nie, maar daar het hy mos daai klomp elbows ingekry in die knockdown nog goed. 4 was hy soos diep dominating geweest. 3 het sy corner gesê hulle dink hy het dit gekry nie en hy het self nie so gedink nie, maar 3 was vir my maklik geweest om te score en 5 was flippin close. Dit kan either way gaan, maar ek sal sê gee dit dan maar vir Pantoja, maar dan sit jy nog steeds moet 2, 3 en 4 vir Usyk en 1 en 5 vir Pantoja. Ja, dan was 1 soos 2 was seker so close dat hulle dit toe maar nou vir Pantoja gegee het. Ja, kyk, hoekom dit dalk vir my 'n bietjie controversial voel is, dit is mos nou 5 rondes, so dis mos nou 'n onewe getal. Daar's 3 rondes wat ek moet sekerheid kan judge. Ronde 1 verseker Pantoja. Ronde 3 en 4 verseker Usyk of wat, sê maar Steve. So verseker het die Challenger 2 en verseker het die Champ 1. So nou bly ronde 2 en 5 wat baie close was oor. Dit kan either way gegaan het. Nou gee jy al 2 vir Pantoja, dan wen hy. Gee jy al 2 vir Usyk, dan flippe wen hy 4-1. Probeer wees ons fair en gee vir elkeen 1, dan wen Usyk soos wat ek gevoel het. Ek het gevoel ronde 2 lean meer na Usyk en ronde 5 lean meer na Pantoja. Maar ek het na die tyd gehoor baie mense het ook gekla. Hulle het gesê hulle dink Usyk het gewen en dit raak nou al hoe meer 'n debat in MMA. Judges score punte vir die ouens wat control het. Control op die grond, control op die fence. Die ander ou kan meer damage doen, maar jy moet net meer control time hê, dan wen jy die ronde. En ek voel nie dis seker waar hy die front waar hy die fight gewen het seker want dis definitief want hy het 9 takedowns en Steven net 1. So met daai 9 takedowns het hy seker maar control time to the max gehad. So ek dink dis wat vir hom die fight laat wen het. Maar ek meen nou ons kan dit nou eintlik 'n hele flippende episode op sy eie maak. Ek wil net vinnig deur hardloop. Dit is fighting. Die hoofkriteria in fighting is supposed to be damage. As dit nie damage was, jy loop speel tennis, dan speel jy punte. Soos nie eens in sokker die span wat die meeste control time het wen nie. Dit gaan oor wie kan die bal in die net kry. Nou, wat het control time eintlik regtig uit te waai met damage? As jy control en jy doen damage op die grond, different story. Rek in die man se arm of sy nek, different story. Maar vir my om jou om op die grond te hou, maar ek kom niks oor en jy kom niks oor nie. 10-10 brand jy nog meer energie ook in die ding. So hoekom tel dit so swaar? Dit voel vir my as ek jou een solid hou op die bek slaan en jy tackle my grond toe en jy hou my daar vir 3 minute. As ons daar opstaan, as jy niks met my gemaak het behalwe my daar gehou het nie, dan voel dit vir my, ek wil eerder ek wees as jy, want jy het 'n snothout in die kant van die kop gekry. Ek het niks oorgekom nie, ek het 'n bietjie met jou gestoei op die grond. So ek weet dit is 'n bietjie controversial, maar vir my voel dit dis nie. Ek hoor wat jy sê, ja. Dis hoekom ek vir Usyk.